hartlike welkom by my kanaal. Julle, dis lekker winderig hier in die Kaap. So ek gaan vandag vir julle wys hoe maak 'n Kersfeespans, rooi en groen. Kan julle glo Kersfees is kom al hoe nader. Ek dink ek en my man gaan braai. Ek gaan hierdie einste buns maak en dit voorsit vir al die mensies wat hier gaan wees. So ons gaan die deeg deel want ons maak rooi en ons maak groen deeg. So ek het 1 en 'n halwe koppie melk net warm gemaak in die mikrogolf. So die helfte daarvan is 'n halwe koppie van die 1 koppie. En dan die helfte van die ander is 'n kwart koppie. So nou het ons presies die helfte melk in ons maatbekers. En dan voeg ons by 1 teelepeltjie sout. As jy hom soeter soek, kan jy 1 eetlepel byvoeg by elke een. En dan 1 opgehoopte teelepeltjie kitsgis. Jy kan die groen of die perspakkie gebruik. Dan is 'n bietjie minder. So ons klits dit deur. En dan gaan ek die rooi kleersel en die groen kleersel nou byvoeg. Want wanneer jy die kleersel in die deeg probeer meng, dan kry jy strepe. So ons sit by die 1 voedselgel by, paar druppels groen. En as jy hom nog donkerder soek of helderder soek, gooi net nog kleersel by. En dan by die ander ene. En hy wys so even Christmas red. En dan gaan ons dit deurklits. Julle kyk daai groen. So hierdie gaan nou staan vir 5 tot 10 minute. En daar is die rooi. Terwyl ons wag vir die kitsgis om te skyn, in my mengbakke gaan ons elk gooi 2 koppies koekmeel. En dan 'n halwe teelepeltjie sout vir die een bak en 'n halwe teelepeltjie sout vir die ander bak. En dan klits ek dit net gou deur met die draadklitser. En nadat hy begin skyn, dan voeg ons by elk 1 en 'n halwe eetlepel olie of 1 en 'n halwe teelepeltjie botter. En dan gaan ons dit net weer deur roer. En die voordeel is daar kom ook glad nie eiers in nie. So ons gaan die rooi in die een bak gooi. So die groen. Ons gaan dit deurwerk met ons handjies. En dan gaan ons dit knie vir 8 tot 10 minute. Ek nie, myne is maar altyd op die werksoppervlak. Julle, dit werk vir my net soveel beter. En sorg net dat jy alles uit jou mengbak uit kry julle. So die deeg is stiekie, so ek gaan hierdie net knie tot hy nie stiekie is nie. So ek kry 'n lekker workout vanoggend, want daar's nog 'n deeg wat vir my wag. So hierdie lyk soos die klei wat 'n mens maak vir die kinders om mee te speel. Julle kyk net daai mooi rooi. So die ander opsie wat ek doen is, as jy hom wil leeg maak, dan maak ek so, dat ons al daai vloeistof binne in die deeg het. So ek het my bak gesmeer met olie en dan die oortolliges uitgesmeer met kombuispapier en dan sit ons die deeg en ek gaan gladwrap oorsit, 'n vaatdoek en dan op 'n warm plekkie vir 'n uur of uur en 'n half tot hy dubbel gerys het. So nou gaan ek gou die groen maak en sorg dat julle hande lekker skoon is voor jy die groen deeg doen. So die deeg het nou mooi gerys julle. Jy ruik sommer daai deeg. So ons gaan nou net balletjies rol met die deeg. Voel so lig. So ons breek net klein balletjies af.
En dan gaan ons dit rol. Platte rol. En so doen jy dieselfde met die rooi. So is 'n lekker deeg om mee te werk, want jy het nie eers nodig om koekmeel op die werksoppervlak te sit nie, so probeer hulle ewig groot rol. So vir elke bande rol ek 2 rooi, 2 groen, dan pak ek hulle rooi, groen, rooi en dan rol ons hulle plat saam. So as hy platter is, julle, dan gaan ons net die een punt vat en ons gaan hom net rol. En nou gaan hierdie net staan, ek gaan in my oondpan, my bakplaatjie kosbroei spuit, dan gaan ek dit bo-op sit en dan moet hulle weer rys vir so 'n halwe uur lank. So ek het gou 'n klomp balletjies gerol en nou gaan ek hulle net gou almal uitrol. So julle, dit is ontsettend lekker om hierdie buns te maak. Dit is so speel. So sien julle die met die rooi bo en dan is hierdie met die groen bo. So al hoe jy dit reg kry om dit so te maak is, dan sit jy, ek moet nog een groenetjie doen, so dan begin jy met groen, dan onthou julle, dit hoef nie presies ewe groot te wees nie, naastenby en dan die rooi, die groen, die rooi en dan rol ek hom net saam platter. Begin jy die een kant en jy rol hom op. En daar kry jy die groen aan die bokant. So ek gaan myne nou net smeer met botter en dan gaan ek sesamiesade bo-oor sprinkel. So jy kan knoffelbottertjie ook bo-oor smeer. Julle, hierdie is lekker gesmelte botter. Dit lyk so mooi. Die laaste enetjie. Daar is nog deeg oor. So dit maak nie net hierdie hoeveelheid buns nie. En nou gaan ek hierdie bak in die oond by 190 grade 25 tot 35 minute. Dit hang af van oond tot oond of van dorp tot dorp. So ek het myne nou net uit die oond uitgehaal. Julle, dit ruik nesbuns. Kyk net hoe mooi lyk dit. Myne het 20 minute gebak. En daar's niks lekkerder as 'n tuisgemaakte brood of 'n bunny. So terwyl hy warm is, gaan ek hom sommer gou sny, as julle kan sien hoe lyk hy in die binnekant. Dit lyk so mooi. Julle, kyk net daar. En dan gaan ek die rama bo-oor smeer. Die buns is ongelooflik sag. So probeer dit gerus. Die dag as jy dit maak, laat weet my wat dink julle van hierdie buns en geniet hom.